Here, dankie dat ons voor die voete kan kom sit. Dat ons in U teenwoordigheid mag wees. Nie net nou nie, maar vir ewig en vir altyd, elke dag, elke sekond van die dag. Dankie dat U vir ons dit moontlik kom maak het, dat ons by U kan wees. Dankie vir U grootheid, U liefde. Dankie dat U amazing is, dat ons net kan wees by U vandag. Here, vandag het ons 'n boodskap vir ons. Help ons om te luister, help ons om te hoor, help ons om toe te laat dat ons lewe kom verander. Dankie, Here, vir U liefde, U grootheid, U almag, U genade. Amen. Kom ons lees Lukas 19 van vers 28. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage in Betania kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag. Gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daar gehuil en gesê, as jy vandag tog wou insien, wat vir jou vrede nodig is. Maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou sal oprig, en jou omsingel, en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Ons lees tot sover. Israel en die hele skepping wag vir hierdie Messias vir jare en jare. Die een wat God beloof het. Hy sal iemand stuur om hulle te kom verlos van onsself, ons sondigheid, ons gemors, wat ons al hoe meer en meer oor onsself bring. Dan word Jesus gebore. 'n pap, brose baba, nederig en stil, afhanklik van die mense rondom hom. Hy word groot in 'n eenvoudige huis, ervaar alles wat ander mense ervaar, al die tragedie, die bekommernis, die seer, die geluk en alles wat gepaard gaan met dit wat 'n mens is. Op 30 jaar oud begin hy sy bediening, hy roep sy 12 disippels, 12 mense los letterlik alles net daar en hulle volg hom. Vergeet van alles en hulle volg vir Jesus. Ek weet nie van julle nie, maar as iemand na my toe kom en sê, los alles en kom agter my aan, ek weet nie of ek dit sal doen nie. Ek weet nie van julle nie, maar dit is baie moeilik. Is nie sommer net van, kom ek los sommer net my alles wat ek het, my familie, my besigheid, my alles, en net daarna volg ek iemand. Vir 3 jaar leef Jesus sy bediening uit. Hy maak groot oproer, hy doen groot wonderwerke, hy gaan sit by mense by wie hy nie veronderstel is om te sit nie. Hy leef tussen mense en elkeen wat in aanraking kom met hom, se lewe verander
vir altyd. Behalwe vir die wat nie wou nie. Hulle voel bedreig deur hom en hulle wil hom doodmaak. Mense wie se harte by hulle self sit en nie by God nie. Mense se oë gaan oop reg oor Israel. Hulle besef, hierdie man is anders. Hierdie man bring iets wat ons nog nooit gedink het moontlik kan wees nie. En dan na 3 jaar begin Jesus met sy pad na Jerusalem, op pad na sy dood. Op pad na waarvoor hy eintlik gekom het. Hy begin die lydenspad en ons begin dit saam met hom. Ons loop op daardie pad en ons is in lydenstyd. Ons is op die laaste van lydenstyd op die oomblik. Ons begin dit saam met hom. En wanneer ons dit doen, dan word ons nie net bewus van die pyn waardeur Jesus gegaan het nie, maar ons word bewus van my eie pyn, my eie seer, my moedeloosheid, woede, onreg oor hierdie wêreld. En saam met dit word ons nie net moedeloos oor wat met ons gebeur nie, maar ons word moedeloos oor onsself ook, want hoekom kan ek dit net nie regkry wat ek wil regkry nie? Hoekom kan ek net nooit goed genoeg wees soos wat ek moet wees nie? Hoekom het ek altyd hierdie tekortkominge? Hoekom is ek hier? As God sê ek is belangrik en hy maak vir my, hy het my gemaak vir 'n rede, wat beteken dit? Hoekom is ek hier? Want ek sukkel. Ek sukkel om daarby uit te kom. Ek sukkel om op 'n plek te kom dat ek sê, maar hier is alles nou. Ek het nou arrive. Ek het nou alles gedoen en alles gekry. En ek kry alles reg wat ek nog ooit moontlik gedink het ek moet doen. Ek dink nie een van ons kom ooit 100% daar nie. Ons raak moedeloos met onsself. Wat maak ek hier? En dan staan Jesus voor Jerusalem saam met sy volgelinge en hy stuur sy disippels om 'n donkie te gaan haal. Die koning is op pad om die oorlog te oorwin. Dis tyd. En dis ons vandag staan. Laat my so dink aan die flieks waar die leermag op die kop staan en hulle is reg om aan te val. En die leier kondig die oorlog aan en hy werk almal op en sê, maar ons is reg hiervoor, ons gaan aan, ons gaan nou hierdie ding stormloop. En hy spring op sy perd en hy hardloop af by die koppie en sy leermag volg en dan begin die oorlog en die vyand is op pad. Jesus doen dit op 'n donkie. Baie underwhelming, nee? Jesus loop in Jerusalem op 'n donkie. En mense roep uit, die koning is hier. Die een wat ons gaan kom red. So wat sê dit van Jesus? Wie is hierdie koning van ons? Wie is hierdie koning wat ons soveel uitgesien het voor? Die koning wat ons moet kom red. Wie is dit? Wie is Jesus? Wat is sy karakter? Dis definitief nie wat ons gedink het dit moet wees nie, want hy kom nie met sy wit werd en hy verwoes al ons vyande nie. Hy doen nie. Hy kom op 'n donkie in die stad ingery. En as mens nou dink aan 'n donkie, deur die eeue heen het 'n donkies al baie goed gedoen. Donkies is werksdiere, donkies het hulle self al dood gewerk, want ek dink die mense gee altyd om of die donkie moeg is of nie moeg is nie. Hulle werk tot hy nie meer kan nie. Mense laai en laai en laai. Hulle worry nie noodwendig oor die donkie nie. Hulle is pakdiere, hulle dra goed. Hulle het mense al gedra. Maria word ook gedra terwyl sy hoogswanger is op pad na Bethlehem toe deur 'n donkie. Sy ry op 'n donkie. Selfs dooie mense word vervoer op donkies wanneer die oorlog verby is. As mens nou, ek weet nie van wie van julle ken nie, maar op die donkie se skof hier agter is daar 'n kruis. Op elke donkie is daar 'n kruis ook, né? 'n diensbare dier selfs tot in die dood. En Jesus sê, as mens regtig vir iemand lief is, wat doen jy? Jy lê jou lewe af vir daardie persoon.
En dis wie Jesus is. Diensbaar, vol liefde. Hy kom om vrede op aarde te bring. Dis wat die mense ook sê. Hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. So, dit wat die vrede wat daar in die hemel is, het Jesus gekom om aarde toe te bring. Hy bring dit, en dis tog ons gebed ook. Ons wil net hê daar moet vrede wees. Ek wil net in vrede leef. Ek wil net hê my kinders moet in vrede kan groot word en hulle potensiaal kan uitleef. Ek wil nie hê daar moet oorlog wees nie. Ek wil nie hê ons moet bedreig voel nie. Bring vir ons vrede, Here. Die probleem is, daar is nie vrede nie. So wat is die prys dan van vrede? Iemand moet betaal vir hierdie vrede. En is eintlik ons skuld, so ons moet betaal vir die vrede. Ons moet betaal vir ons sondes, en ons moet dit nie meer doen nie. Dis die prys vir vrede, maar ons kry dit nie reg nie. So net iemand wat werklik lief is vir ons, kan daai prys namens ons betaal. Ware liefde is om jou lewe af te lê vir die wat jy lief het. Om jou lewe af te lê, soos Jesus sê, vir jou vyande, né? Dis moeilik. So as Jesus loop na die stad toe, na mense wat hy so lief het, hy lei. Ons koning huil oor ons, hy treur oor hierdie stad, want hy weet, hy het gekom om hulle te red, maar hulle wil dit nie hê nie. Hulle besef dit nie, hulle wil dit nie aanvaar nie, hulle is blind. Want dieselfde mense wat hom nou net as koning nou besig is, om as koning aan te kondig, gaan hom ook kruisig. God treur oor ons. So dis wie Jesus is. Hy is diensbaar lief vir ons, opreg, soos wat niemand nog ooit lief was vir jou nie. Hy is hier, en hy kom sê, my kind, ek is hier om jou te dien. Ek gaan my lewe vir jou afgee. Ek wil jou help, en ek wil hê jy moet voluit lewe. Ek wil nie hê, jy moet jouself en die lewe en die wêreld so verwoes nie. Ek kom, en ek kom gee my lewe. Ek werk vir jou, selfs tot in die dood. Maar dis nie al wat hierdie verhaal van ons sê nie. As mens mooi na hierdie gebeurtenis kyk, is dit 'n bietjie vreemd ook, né? Die donkie was nog nooit gery nie. So hy is nie ingery nie, hy is nie mak gemaak nie. Ek weet nie van wie van julle al op 'n wilde donkie probeer klim het. Is nie so maklik nie. Is baie snaaks. Okay. Want hy laat nie net toe dat jy op hom klim nie. Jy moet hom jag en jy moet hom vang. Dit gebeur nie net van self nie, né? So hierdie donkie wat nog nooit gery is, wat vasgemaak moet word, want dan is hard op hy weg. Laat toe dat Jesus net op hom klim. Hy loop met Jesus op sy rug, terwyl mense rondom hom juig en roep en uitskree, en klere en takke vir hom opgooi. En ek weet nie van julle nie, maar diere het nog ons die geneigtheid om te skrik as jy goed net voor hulle rondgooi, né? Hy loop rustig in Jerusalem in. Dis vreemd, dis nie normaal nie, dis 'n wonderwerk. Daar's nie die eienaar, vader, laat hy toe dat vreemde mense sy donkie vat. Nee? Hulle sê net, die Here het hom nodig, en hy glo hulle. Hy laat hulle gaan, vat die donkie. Dit gebeur nie normaalweg nie. Ek dink nie oor die eeue heen het dit al ooit regtig gebeur nie. Nee? Mense is nie so vertrouend teenoor vreemde mense nie. En hy laat hulle net toe om hierdie donkie te vat. Daar is die Romeinse soldate wat hulle keer nie. Onthou, dis nou 'n koning wat in Jerusalem inry. So die Romeinse regering was baie gekant teen konings wat opstaan, want hulle voel bedreig. Dis hulle land, dis hulle regering. So daar was Romeinse soldate oral in Jerusalem en oral om seker te maak dat mense wat nie hulle deel van hulle is nie, dat hulle nie hand uitdruk nie, dat daar orde moet wees. Er was een
Romeinse soldaat wat vir Jesus keer nie. En dis groot ding, dis skare, hulle juig en roep, loof die Here, hulle kondig hom aan as koning. Die een Romeinse soldaat keer hom. So God, en dan is dit net hier daar waar die seers gesê, hulle sê dit vir iemand gaan iets sê, en dan gaan hulle in moeilikheid kom. So, hulle kan nie verstaan hoekom Jesus hierdie doen nie. So God kom sê ook vir ons, ek is diensbaar, ek kom wys vir jou dat ek vir jou lief is, maar moenie my onderskat nie. Ek is magtig, ek kan enigiets doen. Ek hoef nie diensbaar te wees nie. Ek hoef nie te doen wat ek nodig het om te doen nie. Ek wil dit doen. Ek is diensbaar, ek kom lê my lewe af vir jou, omdat ek jou lief het, nie omdat ek jou moet red nie. Jy hoef nie gered te word nie, jy kan self jou sondes betaal. Ek is magtig, kan enigiets doen. So Jesus kom en hy sê, hy is ons hoeksteen. En ons kan vandag kom en ons kan sê, my koning lewe. My koning huil oor my, as ek nie na hom toe wil kom nie. Hy wil my so graag help. Hy wil so graag hê ons moet by sy voete gaan sit en net sê, Here, hier is ek, help my, omhels my, help my om voluit te lewe, help my met dit wat ek sukkel. Hy wil net hê ons moet na hom toe kom, sê, Here, ek glo, ek vertrou, ek weet wie ek is in U. En as my koning sy laaste asem uitblaas op daai kruis, dan word die hele skepping stil. Alles word donker. Want die prys van die hemelse vrede is vir ewig betaal. So wat is dan die pad van vrede wat God ons na toe roep? Hy sê, as oorlog en verwoesting en haat, alles wat ons heeldag hoor, wat is dan vrede? Hoe doen ons dit? Hoe het ons vrede? Hoe leef ons saam met hom in hierdie hoop wat hy vir ons kon gee het? Hoe kry ons dit reg? Want die wêreld het hulle kop verloor, nee? Ons almal weet dit. Dis chaos daar buite. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ons het nie beheer daaroor nie. Dis regtig rof. So asof mense lus is vir oorlog, né? Hoe bring ons God se vrede? Hoe kry ons dit reg? Dis wat Jesus kom gee het. Hy het klaar hierdie vrede vir ons kom gee. Hy het klaar gesterf van sondes. As ons Psalm Jesaja 50, ek dink dit is Jesaja 50. Ja, Jesaja 50 lees, dan staan daar, die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Die Here my God het my geleer om te luister. Ek was nie teen hom, opstandig nie, ek was nie ontrou aan hom nie. Ek het my rug gehou vir die wat my slaan, my wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie. Die Here my God help my. Ek sal nie teleurgesteld staan nie. Ek sal nie ontsteld wees nie. Ek weet, ek sal nie in die verleentheid kom nie. Hy wat my onskuldig sal verklaar is naby. Wie wil 'n aanklag teen my inbring? Laat ons elkeen sy saak stel. Wie wil my aankla? Laat hom vorentoe kom. Die Here my God, help my. God kom en hy sê, oorwin die kwaad deur die goeie. Dis hoe ons dit doen. Dis hoe ons die wêreld oorwin. Dis hoe ons die wêreld 'n beter plek maak. Maar dis verskriklik moeilik. Want as jou vyande jou omsingel soos 'n swarm bye, dan weet ek, dis baie moeilik om kalm te bly en toe te laat dat hulle maar net aangaan. Hoe doen ons dit? Die Here sê vir ons,
hê ons vyande lief. As Jesus op daai donkie inry in Jerusalem in, dan hy oor dieselfde mense wat hom oor 'n paar dae gaan kruisig. Jesus het kom sê, ek is so lief vir hulle, ek is bereid om my lewe af te lê vir hulle. Ons kan dit net regkry saam met God. Dis al. Ons kan nie dit anders doen nie. Ons het in die week, het ons so 'n gesprek gehad oor beplanning rondom oor Pinkster. En die vraag is dan nou, hoe maak ons 'n verskil as gemeente, as kinders van God in hierdie stukkende wêreld, want dit is moeilik. Dit help nie ons beklei terug nie, want dit maak net dit erger. Want as ons terugbeklei, dan sit ons net vuur op die kole. Ons maak dit net erger, ons maak dit net slegter. So wat doen ons? Ons wees lief. En as jy vraag, wie is jou vyand? Wie is jou vyand? En hoe het jy hom lief? 'n moeilike vraag. Dis 'n baie moeilike vraag. Want die onreg wat teen jou gedoen word, is 'n werklikheid. Hoe maak ons 'n beter wêreld? Met liefde. Moet Jesus dit kom doen? Met liefde. So ver as dat hy sy lewe vir ons kom afgee het. So wie is my koning? My koning is iemand wat sy lewe kom gee. My koning is iemand wat gekies het om te sê, ek sal julle dien, al doen julle wat aan my. Nie omdat ek moet nie omdat ek afhanklik daarvan is nie, maar ek kies om dit te doen. Dis my koning. Maar wie is my koning nog? Hy is die God van die heelal. Hy kan enige iets doen. So hy kom vra van jou iets baie moeiliks in hierdie lydenstyd. Maar in dieselfde asem sê hy ook vir jou, my kind, jy gaan dit nie alleen doen nie. My kind, ek gaan jou help, ek gaan daar wees vir jou, met jou al die pad. En ek beloof jou, dis die moeite werd. Beloof jou, dis 'n ander soort lewe wat vir jou wag. Nie pynvry nie, maar bevry deur die God van die heelal. Kom ons bid saam. Here, ons is hier amper aan die einde van lydenstyd. Here, U weet net so goed soos ons dat ons deur lyding gaan en dat ons baie keer regtig deur hel gaan. En dan kom U en U kom vra van ons om ons vyande lief te hê. En ons is soos, Here, hoe wil U hê moet ek dit regkry? Dis baie moeilik, Here. Hoe wil U hê moet ek liefde aan hulle bewys? En U kom vir ons en U kom sê vir ons, my kind, jou liefde vir hulle gaan hulle lewe verander. Vertrou my. Oorwin die kwaad deur die goeie. Leef in my hoop. Here, dit is moeilik, maar is moontlik, want U is my God, U is my koning, en U kom sê vandag vir my, U is in staat tot enigiets, en U kom beloof vir my, dat het maak nie saak wat hierdie vyande aan my doen nie, maak nie saak wat die wêreld aan my doen nie, niks wat hulle doen is groter en sterker as U nie, niks wat hulle doen kan hulle wegvat van U af nie, ek weet wie ek is U kind, ek is gewortel in U, help ons om dit te weet, help ons om vast te hou daaraan met ons alles, help ons om, as ons moedeloos raak, en ons raak hartseer, en ons raak moedeloos, en
net totaal en al oorweldig, Here. Help ons om te weet, ek is u kind, dis okay. Dis nie okay wat mense aan my doen nie, dis nie okay wat my omstandighede is nie, maar ek is okay, want ek is u sin. Help my hiermee, Here, want ek weet nie hoe nie. Dankie, Here, vir u liefde en u genade. Amen.